Het is wonderlik om julle hier te hê en weer eens welkom aan die nuwe mensies wat hier is vandag. Neem asseblief julle regmatige plek in. Ek wil begin met 'n storie. Dit begin met 'n boer. Hy boer met hoenders, kalkoene. Nou hoe dit werk is hy het hierdie kunsmoeders of inkubators soos hulle praat. Hy koop die eiers aan, dan kry hy dit goedkoop. En so het hy eendag eiers gaan koop en soos wat hy dit so in die inkubator uitpak, sien hy maar hier's 'n ander eier. Hy lyk anders. En hy vat hom en hy dog wel, ek gaan nie beklei met die mense by wie ek hierdie eier gekoop het nie. Ek gaan hierdie eier ook inpak, dat hy kan uitbroei. Hy's geduldig, naderhand broei hy die kuikens uit, sien hierdie kuiken lyk 'n bietjie anders. Wel, sit hulle daar een kant, 'n klomp kalkoene, met hierdie eier, wat nou uitgebroei het, hierdie kuiken. Sit hom na een kant en gee ook nou maar kos, maar hierdie kuiken eet nie regtig die mielies nie. En die gebreekte mielies en die nommer 1, die stater, die groeier van kuikens, hy eet dit nie. Maar tog toevallig, soos wat hierdie kuiken hier loop, en die hardloop by akedis, hardloop hy kuiken, dan gryp hy die akedis. Hy eet die akedis, hy soek vleis. En so het dit groot geword, en hy daar naderhand by sy bure gekom, en van die bure toe gekom en gesê, maar hierdie is nie 'n kalkoen nie. Hierdie is 'n arend. Maar kom ons los hom en ons kyk, wat maak hy tussen hierdie klomp kalkoene? Maar dit is opvallend. Wanneer daar kos kom, of wanneer daar iets snaaks gebeur, hardloop al die kalkoene by mekaar. Die klein kalkoentjies. Kulle, 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 kulle. Die instaan in mekaar. Die arend. Maar hy het nog nie sy identiteit gekry. Hy weet nog nie wie is hy. Hy weet hy is saam met die klomp kalkoene. En hy probeer inbring en hy probeer soos hulle wees, maar hy kry dit net nie reg. So het hy groter geword en die boer het hom dopgehou. Naderhand, ken ons op 'n plaas, hoe gaan dit om slange in? Hy vang die slange, die kalkoene hardloop weg vir die slange. Hy vang die slange. So het hy die kalkoene beskerm. So kon hy eet ook. Want tussentyd het die boer toe nou agtergekom by die bure, almal het hom gesê, luister, hierdie is 'n arend wat besig is om in te groei saam met jou kalkoene. Hy toe nou die boer nader begin gaan met sy vrou gepraat en gesê, Jodie, kan ons nie maar 'n plan maak dat ons hierdie arend nog steeds op 'n manier hou en sien hoe loop die dinge. Ja, sê sy, as ek vir jou steak in die aand gaar maak, dan kan jy mos maar 'n stukkie van jou steak afstaan vir die arend. Dit het die boer gekos, want hy moes van sy vleis afstaan vir hierdie arend. En hy het toe ook afgestaan, want hy wil sien wat gebeur met hierdie arend. Die arend groot geword, uitgestaan, dit is 'n mooi voël, jong. Dit is 'n baie mooi voël. En die kalkoene, as daar iets is, daar hardloop hulle almal saam, kulu, 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 staan hulle net so en kyk. Hy wil ook kulu, 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 maar hy kan nie. Dit is nie sy manier nie. Hy operate nie so nie. Eendag staan hy in die hok, al redelik uitgegroei staan, is 'n mooi voël, is 'n fantastiese voël. In die verte hoor hy die geluide van arende. Hy besef, maar hierdie stem wat ek hoor, kan ek my mee vereenselwig. Ek kan my nie vereenselwig met kulu, 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 kulu nie. Dit is nie dieselfde nie, al het ek saam met hulle groot geword. Dit werk nie so nie. Weer eendag weer die arende, sal daar in die berge. En 'n arend maak sy vlerke oop. Hy klap 'n paar keer en maak hy sy vlerke oop. Kom die wind, en tel die wind hom op. En hier die arend weer staan eendag so.
En hy hoor die bekende stem, hy kan hom vereenselwig. Hy kan nie met kulu vereenselwig nie. Nee, maar hier kan hy vereenselwig. Hierso. En hy besef maar, hulle praat my taal. En hy sien hoe hulle vlerke oopmaak. En hy staan ook so, en hy begin eers so, en hy is so versigtig, jy weet, want hy kyk ons, wat maak die kalkoene? Hy het nie 'n ander manier nie, hy kyk wat maak die kalkoene. Die kalkoene maak nie hulle vlerke oop nie, maar hy sien daai ander arende maak hulle vlerke so. Hy maak ook sy vlerkies so bietjie oop. Hy span, hy gaan terug. Die kalkoene, want hier is sy comfort zone tussen die kalkoene. Hy is versigtig vir daai kant, maar dit klink bekend daai kant. Maar hy is my comfort zone, sê hierdie arend. Weer eendag gaan hy weer. Hy sien die arende en hy hoor hulle. Maak hulle vlerk oop, maak sy vlerk so bietjie groter. Hulle gee wind hom op. Kom op, so, by hoogte. Wow, dit werk nie. Dis nie ek nie, nee, ek moet teruggaan. Dis my comfort zone, dis my comfort zone hierdie. Dis hier waar ek moet operate, dis hier waar ek my slange kry. My akkedisike, dis hier waar die boer vir my stuk van sy steak afstaan. Dis mos gemaklik, dink hierdie kalkoen. Want hy het die mentaliteit nog van 'n kalkoen, maar iets nagaan hom. En dan weer, want hy het 'n paar dae so gegaan. Kom hy wind. Wow, hy sit in die lug, en hy sien hoe hy wegbeweeg van die kalkoene af. Hoe die kalkoene kleiner word, en hy maak net sy vlerke oop. Die wind van die Heilige Gees, van die wedergebore kind van God, op 'n nuwe vlak. Jy kan nie die heeltyd hier bly nie. Jy kan nie saadjies eet en die stukkies tyd eet wat van die boer se tafel afkom. Jy moet hierdie kant opereer, kind van God. As jy vlerke oopmaak, nie hierdie manier nie. Hierdie manier is werke. Werk nie. Hierdie manier, kom my Heilige Gees vat my. Lig my. Dat ek op 'n nuwe vlak gaan. En hy lig jou. En jy kyk van bo af, en jy dog, Here, waartoe vat U my nou? En dis hoe daai arend begin vlieg het. En hy begin connect met ander arende. En hy het saam met hulle nuwe hoogtes ontdek. Dis 'n nuwe lewe. En ek wil jou vat. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dit help nie, ons spring hier op en af soos 'n kalkoen en ons kry niks uitgerig en ons kommunikeer met die ander kalkoene en niks gebeur nie. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Volgens Jesaja 40 vers 31. Kan jy sien? Kan jy sien hoe groot wyd is daai vlerke? Daai vere? Geliefde, dan kry jy 'n Job, hy het uitgevaar en hy het swaar gekry en die dinge wil nie werk nie. Totdat God met hom praat in Job 40:31. Wat sê Job, is dit jou insig wat die valk laat sweef, as hy sy vlerke na die suide toe span? Job 29:31. Het jy vir die arend gesê, om sy nes hoog in die berge te bou? Nie tussen die kalkoene nie. Nee. Tussen die berge, daar, in die hoogtes. Die arend, hy bly op die rotse en maak sy nes op skerp kraanse. Dit is soos 'n veilige plek om in te woon. Ons kan nie altyd hier by die kalkoene bly nie.
Dis nie reg nie. As jy by die kalkoene bly, veroorsaak dit frustrasie. En jy kan nie jou bediening uitleef nie. En jy word kwaad vir almal. En jy jag geld om jouself te regverdig. Dit is jou identiteit. Intussentyd, om die openbaringskennis van die lewende God te kry, en om jou vlerke oop te maak, dat die Heilige Gees jou kan lig. Dan vra ek jou vanoggend, het jy 'n verhouding met die Heilige Gees? Het jy 'n gesprek gevoer vanoggend met hom? En ek praat mooi met jou, ek braas nie. Maar dit is 'n ernstigheid hier binne in my. Mense, die koms van die Here is hier. Hoor wat ek jou sê. Gaan jy voor hom kan staan en sê, Here, hier is ek. Wie sê ek, Here? Dan gaan hy vir jou sê, hallo, en hy noem jy op jou naam. Dankie, Here, hy noem op my naam. Maar dit help nie, jy sê, Here, hier is ek het duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak, ek het kos uitgedeel, ek het soveel boeke gelees, ek het dit en ek het dit, en hy staan hier en hy sê, hoorie, maar ek ken jou nie. En ek gaan nou vinnig bietjie terug, verlede naweek, Maria Magdalena, wat is die woorde wat sy daar geuiter het? Toe sy vra, en sy's daar by die graf van Jesus, toe vra sy vir daai mense, ken julle, het julle my Here gesien? My Here. Net soos hierdie ongelowige Thomas ook. En toe hy vir Jesus sien, en Jesus sê vir hom, kom, druk in jou vingers hierso. En toe hy sy vingers so indruk, my Here. Het jy my Here al gesê? Het jy al jou liefde vir hom verklaar? Liefde, en ek praat mooi met jou, want dit is 'n ernstigheid hierdie. Een van ons moet voor hom staan en sê, Here, ek het dit en dit gedoen, dan sê hy, gaan weg, ek ken jou nie. Nee, in jou stilte tyd, jou intimiteit met hom, met Heilige Gees, my Heilige Gees, my Here. Het jy al nie bed gelê, en dan het jy gesê, Here, ek is lief vir jou. As 'n man vir sy vrou sê, ek is lief vir jou, my vrou. Maar het jy dit al vir die Here gesê? Het jy liefde aan hom geopenbaar? Ons kan nie net praat van die Here voor en die Here agter, want daar is nie verhouding nie. Ek wil jou vat. En hierdie is 'n mooi in jou. Deuteronomium 32 vers 11 tot 12. 'n arend. En dis baie keer hoekom ons seer kry en hoekom ons swaar kry. Hoor mooi, die antwoord. 'n arend skop het op 'n dag haar kleintjies wat te groot geword het uit die nes. Die word uit jou comfortzone uitgeskop. Hulle moet op hulle eie begin kos soek en hulle eie nes skrob. Maar wanneer sy hulle uitskop, vlieg sy onder hulle in, sodat sy haar kuikens eers op haar vlerke kan dra. Ons dink altyd, Here, het die rug op my gedraai. Intussentyd draai jou. Die arend, sy doen dit totdat hulle self kan vlieg en genoeg selfvertroue het om oor die weg te kom. Net so het die Here sy volk gelei. Hy alleen het vir sy volk gesorg. Hy het hulle gedra in Egipte. Geen ander God het hom gehelp nie. Israel het net voor die Here gebuig. En daarom wil ek jou bemoedig. Begin jou gedagtewêreld draai en dink soos 'n arend. Weeg weg van die mentaliteit van 'n kalkoen. Jy moet een ding baie mooi onthou. 'n Kalkoen word Kersfees geslag, finies en klaar. Niks anders nie. Jy kan nie dink 'n kalkoen gaan nou verder nie. Hy gaan net verder oud word, maar ergens een of ander tyd gaan hy geslag word. Maar 'n arend is gebou om te sweef. Om te kan demonstreer die goedertierenheid van die lewende God.
Ek wil met jou deel 6 leierskap beginsels wat ons by arende kan aanleer. Arende vlieg alleen en op hoë hoogtes. Hulle vlieg nie saam met die mossies of die kraaie en ander voeltjies nie. Hulle loop ook nie saam met die kalkoene nie. Ek het 'n verhouding met my lewende God. Dis waaroor dit gaan. En as gevolg van my liefde vir hom, loop dit oor na my liefde vir die mense om my. Kernwaardes, is lief vir God en ek is lief vir mense. En wanneer ek dit doen, streef ek na uitnemendheid. Ek probeer om dit na die beste van my vermoë te doen. As ek instap en ek sien hier so lê 'n skewe maatjie, dan sê ek gou regkom. As hier 'n stuk papier lê, kom ons stel hom op, man. Moet hom nie skop nie. Moenie nog 2 papiere bygooi nie. Doen dit in uitnemendheid. En dan kies om dit te geniet. Kolossense 3 vers 1 tot 2 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, nie by kalkoene nie. Nee, hierso. Pas jou kop, pas jou kop op. Pas ons gedagte wêreld op, geliefde. Dis so belangrik. As 'n bekende vers wat sê, as you think, so you are. Jy weet, Jesus, hy het oor die 500 mense aan hulle verskyn, né? En hy het vir hulle gesê, hulle moet vir die uitstorting van die Heilige Gees, moet hulle wag. Op die ouene was daar net 120. Die res het moeg geword. Vat hulle op. Die 12 verspieders in die beloofde land ingestuur. Net 2 het teruggekom en gesê, daar's hoop. Die ander 10 het by die kalkoene gebly. Die mentaliteit van 'n kalkoen. En daarom is dit so ontsettend belangrik. Jy het die vermoë om 'n arend te wees. 'n tweede punt wat ek jou wil vat is 'n arend het 'n akkurate visie. Hy kan ver sien, hoor. 5 kilometer ver. Sien nou. Nie hier nie. Nie by die kalkoen mentaliteit nie. Ek soek my saadjies. Nee, dis hier. Daar in die lig. Ek kan sien waarop moet ek my visie plaas. Ek het nie tyd om my visie af te laat dwaal na ander goed nie. Want my verhouding met die lewende God is so belangrik. Weereens, dit wat ek bou met die lewende God hier, kan deurloop na die ander mense toe. Kan deurloop na die klein arendetjies wat wil val. En dan kan jy ondergaan. As gevolg van dit wat jy geleer het, kan jy onder hom ingaan en jy kan hom oplig. Dis die doel van arend. Maak nie saak wat die struikelblokke is nie. Die arend sal nie sy fokus van die prooi af beweeg nie, totdat hy dit gryp. Wat is jou visie? Het jy 'n visie? Gaan jy dit wat die Here binne in jou gedeponeer het, gaan jy dit kry? Of gaan jy toelaat dat kalkoene kom en dit aftrek, dat jy mis? Kan dit nie bekostig nie. Visie. Kom ons maak disippels, kom ons maak 'n verskil. Missie, hoe doen ons dit? Om as selkerk elkeen op sy geestelike reis te neem, om God se opdrag uit te leef. En die beste vir alles is, jy kan nie my opdrag uitleef nie, en ek kan nie jou opdrag uitleef nie, jy is 'n unieke persoon. Dis net jy. Ek kan nie met babetjies deel nie. Maar jy kry die regte mamma en sy kan met die babetjies werk. 'n Besigheidsman wat 'n verhouding het met die lewende God, kan met besigheidsmanne werk. Jy weet waaroor dit gaan. Kolossense 3 vers 10, die Amplified. And a foot on the new spiritual self, who is being continually
continually renewed in true knowledge into the image of him who created the new self. Dis 'n aanhoudende proses, mens. Dis so ontsettend belangrik. 'n Derde punt is, arende eet nie dooie goed nie, hulle voed net op vasprooi. Moenie staat maak op jou sukses van verlede maand nie. Dis 'n nuwe level. Dis 'n nuwe sukses in die vooruitsig. Ons kan nie die hele tyd net hier agterbly nie. Ons kan nie net sê, ek het darm aardwurms gekry, en ek het wurms gekry, en ek het slangetjies gekry nie. Nee. Hierso kry rooi bokke, groot bokke, wat hy van 5 kilometer ver af kan sien. En daarom is dit so belangrik, geliefde, dat ons moet die nuwe posisie inneem. Dit is so belangrik. Romeine 12 vers 2 sê, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binnekant af nuut maak. Laat hy julle manier van denke verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. God soek 'n verhouding met jou, geliefde. Jy kan nie sê, ek ken die Here en ek weet hoe werk sy dinge nie. Nee, môre is weer 'n nuwe manier. Dit is wat dit so interessant maak, om 'n kind van God te wees, om 'n verhouding te hê. Môreoggend in jou stilte tyd, Here, gee my 'n woord. Dit is 'n nuwe woord vir die dag. Is vars brood vir die dag. Ons gaan nie net van brood leef nie, maar ons leef van elke woord van die lewende God. Hierdie woorde wat gespreek word, is woorde van gees en dit lewe. En ek wil jou bemoedig, ek raas nie, ek raak net opgewonde. Sê amen. Mooi, jy sal my. Punt 4 is, arende is mal oor storms. Kalkula like die storms sê, wel, dis baie die. As daar storm in kom, dan het hulle almal, en dis vere, en planters, en dis chaos. Maar 'n arend, wanneer wolke saampak, raak die arende opgewonde. Die arende gebruik hierdie stormwind om homself hoër te lig. Want hy heers bo sy omstandighede. Dit is so ontsettend belangrik. Sodra hy die wind van die storm vind, gebruik die arend die woedende storm om homself oor die wolke op te lig. Dit gee die arend die geleentheid om te gly en sy vlerke te laat rus, sy span. Hy maak nie so nie. Hou hom so vas. Kom Heilige Gees, vat my, lei my. Dis die een wind. Dan kom hier die ander wind weer in. Want kinders van God het highs en lows, het jy dit geweet? Dit is nie altyd maanskyn en rose om die lewende God te dien nie. Jou bediening wat jy leef ook, hy het 'n high, dan kom daar 'n low, dan kom daar weer 'n high. Want ons dien 'n God wat 'n verhouding met jou wil hê. En dit is so belangrik. Dit is soos 'n huwelik ook. Die man en die vrou, eendag is die man op, eendag is die man af. Eendag is die vrou op, eendag is die vrou af. En dit kos aanpassings. Daarom, staar jou uitdagings in die gesig, man. En met die wete dat dit jou sterker en beter sal laat na vore kom as wat jy was. Jy sit vandag hierso, en jy kan sê, ek het 'n pad gestap hoor. Ons senior mense ook, hulle weet waaroor dit gaan. Hulle het al daai pad gestap. En dit is so belangrik, dat ons moet 'n verhouding hê met ons senior mense, want dis hulle wat uit wysheid en ervaring uit kan praat. Hoekom moet ons jong mense weer die toets gaan skryf? Ek vra die vraag. Wat is die rede daarvoor? Daarom is dit so belangrik. Ons moet teachable wees. Ons moet leerbaar wees, sodat God ons kan vat op en af, op en af. Intussentyd versterk hy jou vere. Onthou, presteerders is nie bang om na groter hoogtes te styg nie. Presteerders is nie bang vir uitdagings nie. Hulle geniet dit eerder en gebruik dit tot hulle voordeel. Psalm 23 vers 1 tot 4 sê,
'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ek dank U vir die halleluja. Ek vat hom weer. Ek waardeer dit. Jy kan maar weer sê halleluja. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is. Lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Luister, dit gaan nie tot jou eer nie, dit gaan om sy eer. Maar hy berei jou voor. Kom Aaron, maak net jou vlerke hoog. Maak net jou vlerke oop. En lig jou. Ek sien 'n prentjie nou toe vir jou sê, kom Aaron, kom. Lig jou vlerke. Lig die boutjies aan. Moenie laat die boutjies agterbly nie. Want dan kan dit 'n verleentheid word. So asseblief, lig jou lyf. Lig jou alles. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare weer, ek sal geen onhou vrees nie. Hoor vir Dawid, want U is met my, U stok, U staf, die vertroos my. Punt 5, voordat ek gaan afsluit. Arende, in hierdie ene, weet, ek het dit so gekry, ek gaan dit met jou deel. Ek het dit nie regtig geondersoek nie. Hulle verwyder die vere, want hulle is berei hulle voor vir opleiding. Hulle verwyder die vere en die sagte gras in die nes, sodat die kleintjies binne in die nes kan ongemaklik raak. Ter voorbereiding vir die vlieg en uiteindelik vlieg. Wanneer dit ondraaglik word in hierdie nes om daarin te bly, betekenis jy moet jou gemaksone verlaat. Kom klein arendjie, klim uit jou nes uit, want die groot arend skud jou omstandighede. Here, wat gaan hier aan? Dis mos nie hoe die Here werk nie, hy is 'n liefdevolle God. Hy is 'n liefdevolle God, want hy berei jou voor. Maar ek het seer, Here. Kom uit. Jy kan dit doen. En daarom moet ons altyd so herposisioneer. Nou vra ek vir jou verhouding met die Here. As jy in so 'n situasie kom en jy voer 'n gesprek met die Heilige Gees. Heilige Gees, wat nou? Hoe moet ek hierdie ding hanteer? Kan jy identifiseer? Is dit die duiwel of is dit die Here? En daai vra 'n verhouding met die lewende God. Dis soos jy ken jy jou man, ken jy jou vrou, ken jy jou pa, ken jy jou ma, ken jy sy stem? Daar's baie stemme daar buite. Jakobus 1 vers 23-25 sê, iemand wat net na God se woord luister sonder om te doen wat dit vra, is soos 'n man wat na homself in 'n spieël kyk. Hy sien daar hoe die mekaar is sy hare, hy draai hom, stap weg sonder om sy hare te kam, omdat hy dadelik vergeet hoe die mekaar sy hare is. Hoe anders is dit nie met iemand wat moeite doen om alles van God se wil te leer nie. Deur na die wil van God te luister word jy mos vry van al die slegte dinge wat jou lewe so die mekaar kan krap. Iemand wat so ernstig in God se wil belangstel en dit wat hy daar hoor ook gaan doen, het die ware geluk en sin van die lewe ontdek, volgens Jakobus 1, 23-25. Dit kom terug na verhouding toe. Het jy die vrymoedigheid? En toe ek hierdie stuk lees en ek maak so opsomming, vra Heilige Gees wat nou? Toe sê hy, onthou, dit is die vere wat op die arend se lyf is, wat maak dat hy kan vlieg. Daar moet vere wees. Andersins as hy sonder vere is, hy gaan hard val. Wat is die vere? Dis jou bediening. Dis waarmee jy bekleed word met Heilige Gees. Dis die werk wat jy vir die Here moet doen. Dit help nie, ek dien die Here en ek dien die Here en ek dien die Here en ek het nie 'n visie nie, waartoe dien ek die Here? Met wat dien ek die Here? Hoekom dien ek die Here? Waarmee is ek besig? Of is dit net om my gewete te sis? En daai's gevaarlik hoor, dis gevaarlik daai. Dis 'n kalkoen mentaliteit. Die 6de punt, my laaste punt. Wanneer die arend oud word, sy vere word swak,
en hy kan hom nie so vinnig en so hoog vat as wat dit regtig moet nie. Hoor nou, Vere het gepraat van bediening. Jou bediening kan jou nie meer op daai vlak vat nie. Dit maak hom swak en kan hom laat sterf. Hoor wat ek vir jou sê. Hy trek dus af na 'n plek ver in die berge. Sonder af. Terwyl hy daar is, dan pluk hy die vere op sy lyf uit, hy breek sy snavel af en sy kloue teen die rotse totdat hy heeltemal kaal is. Here, ek kom in aanbidding voor U. My goed werk nie meer nie, Here. Dit waarop ek trots was, daarop waarop so getriomfiseer het, om dit so te stel. Waarmee ek my so geïdentifiseer het. Dit werk nie, my bediening werk nie meer nie. Dan bly die arend in daai wegkruipplek totdat die nuwe vere uitkom. Totdat daar nuwe naels uitkom. Snavels, die kloue groei. En dan kan hy hoër vlieg as wat hy vroeër gevlieg het. Ons is geneig om ons identiteit in hierdie een bediening vas te maak. Intussen is hierdie bediening kragteloos. Beteken niks meer nie. Want God sê, jy's klaar. Jy het 'n volgende bediening. Jy het byvoorbeeld altyd net met klein kindertjies gewerk. Daar was 'n salwing op dit gewees. Maar intussen het hierdie salwing afgeneem. Want God wil jou bevordering gee. Hy wil jou 'n nuwe salwing gee, op 'n nuwe vlak. En dan vra jy vir jouself, maar nou, hoekom nou hierdie goed, hoekom nie so? Hoekom nou weer kalkoen mentaliteit? Want dit is my identiteit. Ek ken nie die werk, ek kan my niks vertel van hierdie werk nie. Ek weet alles. Sorry, die salwing wag vir jou daar, by die nuwe een. En weet jy wat gebeur? Hy hou jou nederig. Jy kan nie met daai selfe mentaliteit, want dit is die probleem wat gebeur in die bediening. Ek ken alles, jy gaan my niks vertel nie. En hoog moet kom in. En Boeta, as daai mat onder jou uitgetrek word, dis 'n verskriklike seer. Dis 'n verskriklike slag. Romeine 8:13 tot 14 sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kind van God. Jy is 'n kind. Kyk hoe Jesus vir Vader gesterf het. Eintlik vir ons gesterf. Die Vader het gesê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Waar sit Jesus vandag? Hy sit aan die regterkant van die lewende God. En alles en almal moet submit aan hom. Nou vra ek jou, submit jy aan hom? Of is jy in hierdie vlak van, ek ken alles, ek weet alles, maar ek het geen krag nie, dit is kragteloos. Kom ons sluit die oë, maak net 'n bietjie oop. Ek wil jou vra, Heilige Gees het nou gepraat, gedeel, en kan jy jou vereenselwig met dit wat hier gebeur het? Waar is jy? Is jy dalk 'n kalkoen nog? Het jy die mentaliteit van 'n kalkoen? Dink jy nog so minderwaardig? Of dink jy al soos 'n arend? En as jy dink soos 'n arend, dan vra ek vir jou, het jy jou visie op die lewende God? Leef jy jou bediening? Maak nie saak wat sê die kalkoene hier om jou nie. Hulle kan koelo soos hulle wil. Of is jy soos 'n kalkoen en jy moet nog die besluit neem en sê, Here, hier is ek. Ek maak my vlerke oop, Here. Lig my volgens U wil. Nie my wil nie, Here, ek lê myself neer voor U. Daarom wil ek jou volgende nooi ook. As jy hier sit, en jy sê ek wil 'n arend wees, maar jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie. Steek jou hand op en sê ek wil my hart vir die Here gee, dat ek saam met jou kan bid. Ek nooi jou uit. Dankie, Here.
Dankie Here, vir mensies wat hulle hande opsteek. Kom ons bid saam met hierdie persoon, bid agter my aan, gemeente bid saam asseblief. Sê Here Jesus, ek kom nou na U toe, en ek verklaar dat ek 'n sondaar is. Kan U my vergewe asseblief? Here, kom woon nou in my hart. Ek gee my hele hart vir U oor. Ek gee my hele siel en alles vir U. Dankie Here Jesus, dat U nou binne in my woon. Dankie Here, dat ek nou kind van God is. Amen. 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 Baie dankie vir daai persoon wat haar hand opgesteek het, kind van God. Dit is wonderlik om deel te wees van die liggaam van Jesus. Ek wil ook bid vir besigheidsmanne wat hier sit. Ek wil ook bid vir mense wat nie werk het nie. En ek vra die vraag, Here, die mense wat nie werk het nie, wat is die kanse dat hulle eie besigheid kan begin, in plaas van om te wag vir 'n werk? En ek wil vir elkeen van julle bid, net soos jy daar sit, wil ek bid. Ons maak weer oë toe. Here, ek wil vanmôre bid ten eerstens vir die besigheidsmense. Ek bid Here dat U vir hulle hierdie bo-natuurlike wysheid en insig sal gee, dat hulle sal sweef soos arende. Want daar's baie van daai manne wat in die besigheidsbedryf is, wat die gawe het om besigheid gesond te kan doen. Wat die vermoë het om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Wanneer moet ek hierdie transaksie doen, wanneer moet ek hom nie doen nie? Ek bid Here dat U vir hom sal seën, vir haar sal seën in Jesus se naam. Here, ek bid ook so vir elke man en vrou wat vanoggend hier sit, wat nie 'n werk het nie. Ek bid Here, help hulle. Ons dra elkeen van hulle in U op. Seën hulle Here. Gee hulle die wysheid en die insig. Here, dit is net soos hierdie kalkoen mentaliteit en die arend mentaliteit. Wys vir hom of haar, waar moet hy wees met die arend mentaliteit, sodat daar 'n inkomste kan genereer word. U is die God wat voorsien. U is die God wat hierdie reën gestuur het. Boere wat in die lande ry met hulle kanoes en kyk waar is hulle mielies en hulle mielies is onder die water. Maar dis nie die mielies wat die voorsiening is nie. Dis U, die lewende God wat die voorsiener is. U het nie mielies nodig om te voorsien nie. En ek bid Here dat U vir elke individu sal seën. Ons is in die laaste dae, Here, dis verskriklike nood daar buitekant. En die wêreld kyk na die kinders van die lewende God. Hulle kyk na die Christene. En ek vra Here asseblief, maak U seëninge los oor elke individu wat hier sit. Stort die seën oor elkeen uit. Vergroot elkeen se grondgebied. Neem elkeen onder U beskerming in. Weerhou die duiwel van elkeen, sodat geen smart enige individu sal tref hier nie. In Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie geliefdes. Ek glo en vertrou dat hierdie woord sal groei. Die saad wat ons deponeer, jy gaan dalk nie alles onthou nie, maar sekere van die saad, gaan vir jou uitstaan en bedink hom. Praat met hom praat met die Here oor hierdie ding. En kyk dat jy jou verhouding kan verdiep met hom. Amen. Amen. Baie dankie. Ons vra nou vir Jackie.